Welkom by Laat Aand met Pastoor Brenda, 'n rustige plekkie aan die einde van die dag waar ons net vir 'n paar minute stil word by die Here, ons harte voor hom bring en onthou dat hy nog steeds naby is. Vanaand wil ek praat met die persoon wat eintlik net wil hê, iemand moet eerlik met jou wees. Jy vra 'n eenvoudige vraag, maar jy kry nie 'n eenvoudige antwoord nie. Die storie verander, sekere dinge maak net nie lekker sin nie. Jy vra weer en nou kry jy 'n ander antwoord. Of die persoon vermy die gesprek heeltemal. En dit maak 'n mens moeg. Want partykeer dink jy, sê net vir my die waarheid. Ek sal eerder weet waarmee ek werk as om die heeltyd te wonder wat regtig aangaan. Dis die onsekerheid wat jou uitput. Jy begin elke gesprek ontleed. Jy dink terug aan wat verlede week gesê is. Jy probeer onthou. Wag, maar het jy nie laas iets anders gesê nie? En voor jy jou kon kry, voel jy soos 'n speurder in jou eie lewe. Maar hier is iets baie belangriks. Jy kan nie iemand dwing om eerlik met jou te wees nie. Jy kan vra, jy kan 'n gesprek oopmaak, jy kan sê ek voel daar's iets wat jy nie vir my sê nie, maar jy kan nie iemand anders se mond oopmaak en die waarheid daaruit haal nie. En dit is 'n moeilike plek om te wees. Spreuke 12 vers 22 sê, leenagtige lippe is vir die Here afstootlik, maar mense wat betroubaar optree, geniet sy goedkeuring. God gee om oor waarheid. Daarom hoef jy nie skuldig te voel, omdat oneerlikheid vir jou 'n nou-nou is nie. Eerlikheid is vir jou belangrik en dit is hoe dit moet wees. Maar daar is 'n ander kant wat ons ook moet onthou. Net omdat jy voel iets is verkeerd, beteken dit nie elke gedagte wat deur jou kop hardloop is die waarheid nie. Because let's face it, partykeer gaan ons heeltemal van die wal af in die sloot. Moenie die leeplekke self met die ergste moontlike scenario invul nie. Vra die vraag wat jy moet vra, luister na die antwoord, kyk na wat werklik gebeur en vra die Here vir onderskeiding. Jakobus 1 vers 5 sê, as een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid en hy sal dit aan hom gee. Dalk is dit vanaand jou gebed. Here, wys my wat ek moet weet. Help my om nie uit vrees assumptions te maak nie, maar help my ook om nie iets te probeer ignoreer wat ek dalk moet raak sien nie. Want jy het al genoeg energie gebruik om alles te probeer uitfigure. Jy probeer voor die ding kom. Hoe sê hulle? Die perdekar voor die perde inspan. Dis wat jy doen en jy maak jouself moeg. Jy hoef nie vanaand weer elke gesprek van die afgelope 3 maande terug te speel in jou kop en 'n CSI saak daarvan te maak nie. Al is CSI dalk jou favourite TV show. Maar as iemand nie gereed is om eerlik met jou te wees nie, kan jy dit nie vanaand uit hulle uitforceer nie. Maar jy kan besluit hoe jy daarop gaan reageer. Jy kan rustig bly. Jy kan jou grense hou. Jy kan ophou om dieselfde vraag 20 keer te vra wanneer jy reeds weet jy gaan nie vanaand 'n ander antwoord kry nie. En wanneer die waarheid wel uitkom, vra die Here vir wysheid oor wat jy daarmee moet doen. Johannes 8 vers 32 sê, julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. Die waarheid is nie altyd maklik nie. Partykeer maak dit seer, partykeer is dit vernietigend. Maar om voortdurend in onsekerheid te leef, maak 'n mens ook moeg, want jy vrees iets wat dalk nooit gaan gebeur nie. So vir vanaand, gee die vraag waarvoor jy nog nie antwoorde het nie vir die Here. Jy hoef nie alles vanaand uit iemand anders uit te trek voordat jy mag rus nie. God sien wat jy nie sien nie.
Hy weet wat jy nie weet nie en hy kan vir jou wysheid gee wanneer dit tyd is om die volgende stap te neem. Kom ons bid saam. Papa Vader, vanaand bid ek vir elke persoon wat moeg geword het om te wonder of iemand eerlik is met hulle. U sien die vrae, die onsekerheid en hoe hulle gedagtes probeer om alles bymekaar te sit. Here, bring waarheid waar daar verwarring is. Gee hulle onderskeiding om nie uit vrees verkeerde aannames te maak nie, maar ook wysheid om raak te sien wanneer iets aangespreek moet word. Help hulle om nie iemand anders se eerlikheid te probeer hanteer of beheer nie. Gee hulle die regte woorde, die regte grense en vrede terwyl hulle wag vir duidelikheid. Ons bid dit alles in die groot en magtige naam van Jesus Christus. Amen. Mag die Here waarheid en duidelikheid bring waar jy met vrae sit. Mag hy jou vrede gee terwyl jy nog nie al die antwoorde het nie. Mag jy 'n wonderlike geseënde aand hê. Shalom.